Goeiemôre. Ons is hier by die Voortrekker Monument Parkrun vandag. Dit is Saterdag, so is Parkrundag. Welkom by die video. Ons gaan parkrun. Ek sal voice-over doen. Net vertel wat die week gebeur het. Dit is actually 'n baie lekker week. En ja, môre is longrun, so sal sien hoe dit gaan. Ek sal julle aan die einde van die video update oor Sondag longrun. Ja, hier is nog lekker baie mense. Het is lekker bewolk, so ons hoop maar dit word net te warm nie. So. 5, 4, 3, 2, 1, parkrun! Hierdie week begin by Maandag, 12 Januarie. Ek het die week maar redelik versigtig begin. Nog so half bietjie cautious, half terughoudend na laasweek se back to full training. Dis altyd 'n fyn lyn. Dis 'n slim oefen en jouself oordoen. Maar ek was gelukkig nie alleen in hierdie besluit nie. Want Coach JP het my trainingprogram so bietjie geëdit. Hy het vir my gesê ek hoef nie elke sessie 110% te gee nie. Ek kan dit nou by 90% effort hou. Ons moet slim bou. En daai woorde het my actually baie gerus gestel. Want ons is almal geneig om te dink harder is altyd beter. Maar dis nie altyd waar nie. Veral nie as jy besig is om iets groot te bou nie. Soos vir Comrades. Nog iets wat verander het, is Vrydag se sessie. Wat dit gewoonlik wyd sou gewees het, het dit verander na fitness. So ja, hierdie week het sommer van die begin af bietjie anders gevoel. Lyk bietjie meer gebalanseerd. Maandag was legs day. Weights maar baie dieselfde oefeninge as gewoonlik. Maar met die 90% effort was dit heeltemal doenbaar. Hammy curls, leg press, leg extension, split squats. Niks flashy nie. Niks oor die top nie, net solide werk. Daai tipe werk wat nie altyd lekker voel op die oomblik nie. Maar wat jy weet gaan later vrugte dra. Die groot verskil hierdie week was egter die strekke. Ek gaan nou eerlik wees. Ek is nie iemand wat hou van strekke nie. Ek is maar 'n bietjie lui daarmee. Ek dink altyd, nee, ek sal dit later doen, of nee, ek sal dit môre doen. Maar hierdie week het ek actually ingekoop, en wow, daai strekke het my so baie gehelp. Nie net fisies nie, maar ook mentally. Ek het losser gevoel, ligter gevoel, meer gereed. Dit is amper onbeskryflik hoeveel verskil dit gemaak het. Daai extra 10 tot 15 minute wat ek ingesit het. Wow. So toe Dinsdagoggend aanbreek en ons is reg vir heel repeats, was ek actually nogal excited. Nog steeds 'n bietjie nervous, maar wow, dit was fun. Dit was nie te swaar nie, dit was nie te pynlik nie. Dit was lekker hardloop. Die bene was nie te styf nie, my lyf het saamgewerk en ek kon dit doen sonder om heeltyd te baklei teen myself. Average uphill pace was 4 minute 30 per kilometer. Ons het 30 sekonde repeats gedoen, 14 van hulle. So dis nie maklik nie, maar dit was beheerbaar. En dit was presies waar ek wou wees. Dinsdagmiddag was upper body weights. Pretty much as gewoonweg. Double bend over rows, lat pull downs, dumbbell lateral raises, cable rope, face pulls, hammy curls. Dis daai tipe sessie wat jy amper in autopilot doen, maar tog belangrik is vir balans en stabiliteit. Woensdag het dinge so 'n bietjie anders geloop. Ek moes laat werk en toe besluit ek, vandag vat ek nou maar sommer rustig. En laat ek vir julle sê, daai rustig het goud werd gevoel. Recovery is iets wat ons so maklik onderskat.
Ons dink altyd meer is beter. Wel, ek doen. Nog 'n sessie is beter. Maar soms is 'n rus presies wat 'n mens se liggaam nodig het om sterker terug te kom. So donderdagoggend, toe ons met tempo ran doen, was ek lekker vars. Ek het vars wakker geword en ek het gedink, okay, vandag sal ek oorleef. Dit was tyd vir tempo running. Iewers en anders. Warm-up was maar rustig, bietjie losgekom. Toe 2 kilometer teen 'n 5:40 pace, 2 kilometer teen 'n 5 pace. En toe lekker maklike cool down. Ek wil amper sê easy peasy, seker nie heeltemal nie. Dit was nog steeds challenging, maar dit was baie goeie kwaliteit. Donderdagmiddag, glutes. Dis baie dieselfde as gewoonlik, maar hierdie keer het ek 'n paar van die weighted oefeninge vir bands. Romanian glute extensions, hip thrust, lunges, glute kickbacks en deadlifts. En natuurlik weer al die strekke gedoen. Daai strekke het nou maar deel geword van my nuwe roetine. Vrydag was fitness session. Heeltemal iets anders. Heeltemal 'n ander tipe energie. En ek het actually 'n hele aparte video daarvan gemaak, want dit was vetbreed. En toe kom ons by Saterdag, dis waar ons nou is, my gunsteling dag van die week, Parkrundag. Kilometer 1, soos wat julle gesien het vroeër in die video, moes ons 'n bietjie tussen die mense vou. Aan die begin, ons moes bietjie ons ritme kry, en ek kon daarom 'n 5:47 pace reach. Kilo 2 het ons 'n bietjie effens opgetel tot by 5:32 pace. Alles het nog goed gevoel, was nog beheerd, gefokus. Toe kom die kilo 3. So dis waar die opdraande so 'n bietjie begin het. Dis waar Dion weer vir my weggehardloop het. Maar dis fyn, ek laat hom gaan. En ek het hierdie kilos 'n bietjie stadiger gedoen. 6:15. Dit was nogal 'n stewige opdraande. Maar ja, 45 meters again. En dis goed om te onthou. En kom dit gaan ons baie sulke opdraandes met konker. En dit was nou net 1 kilometer se opdraande, maar 'n kilometer is 'n kilometer, dis nog steeds voorbereiding. So toe ons by daai afdraande kom, het ek net toegelaat dat gravity my geleidelik vorentoe trek. Dit was so lekker, 5:22 en 'n 5:25 pace. Wat 'n voorreg, wat 'n gevoel. Dankie aan Voortrekker Monument Parkrun en aan al die volonteërs. Dit was voortreffelik. Dit was rarig wonderlik lekker. Saterdagmiddag is ons weer terug gym toe. Upper body weights, weight grip, lat pull down, machine narrow grip, row, shoulder press, bicep curl, tricep extensions. En toe weer jy rooi reg. Daai wonderlike strekke. Alhoewel ek sukkel nog so 'n bietjie met die pigeon stretch. Ek en hy is nog nie helemaal vriende nie, maar het werk daaraan, stap vir stap, week vir week. Split 5, split pace, 5 minutes, 25 seconds per kilometer. Ek wil nou eers die afneem, ons sit weer by Plato Cappuccino's gekry, ons Parkrun Cappuccino. Hulle het nie laas week 'n message opgeskryf nie, so ek was nogal sad. Daaroor ek hou daarvan as hulle messages opskryf. So myne sê vandag dream big. Dion sê follow your heart. En hier lê Alex Dina in die Checkers 60-60 sak, toe ons die inkopies uitpak. Goeiemôre.
Ons het nou net ons sandeiling run gedoen. Ek is baie verlig. Dit het baie goed gegaan. Ek het 20 kilos gedoen in 'n 6:24 per kilometer pace. So die eerste 6 kilos, min of meer, was ek maar nog 'n bietjie hakkerig. Ek sal nie sê ek was regtig so styf nie. Dit was meer soos of niggly. Ek het bietjie my kuit gevoel en dan bietjie my heup gevoel en dan bietjie meer niggly, maar ja, toe ek weet nie. Ek het dus 'n rukkie gestap en toe na dit het dit net alles losgekom en toe voel ek net so goed. Ja, so het ek baie lekker die res van die run gedoen. Ek het nou maar nie gepush nie. Ek het trooi net 26 pace hou. Ja, so dit was baie lekker. Average heart rate was 143. So waarmee ek baie happy is. Dit was 'n goeie, long, easy run. Ja, so volgende week is die plan om weer dieselfde kilos te doen, net om dit eers daar te hou en dan sal ons weer opbou. Ja, so dit was baie lekker. Het was regtig 'n baie lekker run. Ja, wat ek ook vergeet het om in die food video te sê, ek gebruik almond milk unsweetened, so met al my koffie en pap. As ons cappuccino's gaan kry, dan gebruik ek ook dit. Ja, so dit is vir my baie lekker. My ander opsie is swart koffie. Die baie lekker is nie. Ja, so die almond milk werk vir my baie lekker. En ja, ek gebruik glad nie koeimelk nie. Hierdie is 'n laer calories en laer vette as koeimelk. En ja, dit is vir my baie lekker. Al kon ek koeimelk drink, sê ek nie. Dit is vir my baie beter. En ook, wat ek ook vergeet het om te sê, wat ek maar hierso sal add, ek drink at least 5 liter water op 'n dag. Ek sal sê my average is meer soos 6 tot 8 liter. Ek hou maar net van baie water. En so met die kreatien en baie proteïne is dit baie belangrik om meer as 5 of at least 5 liter te drink. Maar ek het ook gevind as mens kreatien drink, is jy geneig om van self meer water te drink, omdat jou liggaam die water in die spiere en goeters intrek. Wel, ek is van self meer dors as wat ek gewoonlik in my lewe was. Ja, so all in all vir die week was dit 7 ure 9 minute weight training, wat die strakke ook insluit. En dan running was 4 ure 33. Ja, so running moet nou nog meer word, soos vir die weke aangaan. Maar ja, 43 kilos vir die week is glad nie bad nie. Ek is nogal heel chuffed. So, it was a good week. Alright, then that's it for the video. Please like, share, subscribe, comment. Doen sommer alles. Ek sal die food video hierso link. Cheers!